En mag die Here ons ook seën met sy teenwoordigheid, met sy krag. Kom ons raak ook stil voor die Here. Vader in die hemel, U is ons lig vir ons pad. U is die lig wat deur ons moet skyn. U is die blinkmôre ster. Amen. Ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek wil graag vra dat ons die Here ook gaan loof met lied 482. 'n oproep wat die Here ook vir ons gee in Hosea 14. Keer terug en kom na my, van jou skuld maak ek jou vry. Roep die stem van God die Heer na sy volk om terug te keer. Soos die dou die veld laat bloei, sal my liefde jou laat groei. O laat niemand jou verlei, keer terug en kom na my. Lied 482, die woorde gaan hier op die skerm verskyn. Kom ons sing ook al 3 die strofe saam. Lied 482. Ons skriflesing vanoggend is uit Efesiërs 5 vers 6 tot 14. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons hef ons hande op tot U, want U is God en U is Here. Maar Here, wanneer ons vanoggend stil raak en U woord hier voor ons oop het, Here, kom ons met afwagting om te hoor wat U vir ons wil sê, deur U woord. Ek kom bid, Here, dat U ons elkeen sal oopmaak en ontvanklik sal maak om te kan hoor, te kan verstaan dit wat U vir ons sê. Seën ons in hierdie woord, Here Jesus. Dankie dat ons die woord kan lees. Ons bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Efesiërs 5 vanaf vers 6 tot 14. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.
Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Jy moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word in die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Ons skriflesing, net hierdie gedeelte. Ek wil graag vers 8 en 9 vir ons weer lees. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Ons skriflesing net hierdie gedeelte vanoggend. Die tema van vanoggend se prediking, in die Here Jesus Christus, is ek en jy die lig. Pinkster in besonder vra van my en jou dat ons op 'n nuwe manier sal leef. Dat ons lewens sal herprioritiseer. Dat ons fokus nie net meer op onsself sal wees, op ons eie selfsug en ons eie beperkinge nie. Maar dat ons lewens sal fokus op die Here Jesus Christus, wat nou hier by ons is deur sy Gees. Paulus gebruik in hierdie gedeelte die baie mooi beeld van lig en duisternis. En hy bring hierdie lig en duisternis in verband met die lewe van die gelowige. Paulus gee hierdie opdrag van die Here net weer eens vir ons. Laat jou lig skyn. Maar as ons nou praat van ek moet my lig laat skyn, wat is hierdie lig? Waar kom dit vandaan? En hoe kry ek deel aan daardie lig? Hierdie lig is die Here Jesus Christus. Ons lees daarvan in Johannes 8 vers 12, waar die Here sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dis die oorsprong van die lig. Hoe kry ek en jy deel daaraan? As ons hom volg. As ons die Here Jesus Christus aanneem, dan het ons sy Gees in ons en ons is die lig vir die wêreld. Ek en jy is Christus se lig hier op aarde. Wat 'n ongelooflike bevoorregte posisie is ek en jy nie in nie. Wat so voorreg het ons nie om Christus se lig te wees. Dat sy lig in ons skyn. Maar vir geen oomblik mag ons nou bietjie voorbarig wees en sê, dis my lig nie. Deurentyd moet ons leef, dit is Christus se lig in my, deur my. Sy lig is in my, want sy Gees is in my en jou as gelowige. Die mensdom rondom ons, tussen ons, veral in die tyd nou, het die lig van die Here Jesus Christus so geweldig nodig. En ons moet ons lig so laat skyn, dat dit 'n wêreldwye impak sal hê. Wat bedoel ek daardeur? Ons lig, of Christus se lig wat in ons skyn, en ons lig wat uitstraal, moenie net my lewe verhelder nie. Maar dit moet ook die persoon wat nou langs jou is. Die persoon wat jy dalk net nou gaan sien, of gaan raakloop, of mee gesels. Die persoon wat mee werk. Ook in sy of haar lewe moet my en jou lig 'n impak hê, 'n verandering hê, 'n positiewe impak en verandering hê. Christus se lig moet so deur ons skyn, dat ander die lig van Christus sal sien. Ek wil 'n klein voorbeeldjie gebruik van hoe ek en jy as lig vir die wêreld moet wees. Dit is soos 'n vuurtoring. Ons het al prentjies gesien daarvan, of 'n video dalk gesien, of TV gesien, van 'n vuurtoring of 'n ligtoring wat daar op die rotse staan, die punt van die strand, daar diep in, en hy waarsku die skepe vir kilometers ver van gevaar. Daar's rotse, die kuslyn is daar, moenie nader kom nie. Die doel van hierdie vuurtoring, hy wil ook skade beperk. Maar hy wil ook hoop gee vir mense.
Hy gee vir daardie mense op die skip wat hy waarsku, gee hy hoop. Daar is lewe. Ons net nie soontoe gaan nie. Ons kan hierdie kant weggaan. Hier is gevaar. Ek gee jou hoop in ander se lewens. Hierdie vuurtoring of hierdie ligtoring verdryf duisternis, dit waarsku. En dit is hoe ek en jy moet lewe. Ek en jy moet hierdie lig wees wat ander mense op die regte pad hou. Te wys, hier is gevaar. Te wys, daar is hoop in Christus. Want die duisternis het die probleem dat dit alles wil oorweldig, alles wil swart maak. En wie is hierdie duisternis? Dit is alles wat God se naam oneer aandoen. Sy wese, sy wil, sy eer wil oneer aandoen. En druis teen die wil van God. In 'n woorde, dood eenvoudig die sonde. Die sonde wil hierdie wêreld donker maak. Ek en jy, en dit waarsku Paulus ons hier, moenie meedoen dat ons die lewe verander donker en duister maak nie. Dat ons die lewe verander gaan moeilik maak nie. Ons was ook deel, sê Paulus, van daardie duisternis. Voor ons die Here Jesus aangeneem het as ons verlosser, was ek en jy deel van die duisternis. Maar nou het ons hom aangeneem. En die lig van die Here het ons lewens kom verlig. Christus, nie ek of jy nie, Christus het dit totaal kom verander. Hy het vir ons die lig kom gee. Hy het vir ons lewe kom gee. En ons lewe nou in hierdie lig. En daarom, in die eerste plek, wanneer ons as lig lewe, lig kan pragtige kleure vertoon. Wat bedoel ek daarby? As jy byvoorbeeld aan die reënboog kyk, water druppel en lig kom daar deur, en hy sprei uit in verskillende kleure. 'n Prisma, baie mooi voorbeeld, waar die lig inkom en hy reflekteer die lig in al hierdie kleure. Hy maak dit mooi rondom. Gaan kyk vir na 'n mooi reënboog. Dis iets om na te kyk en te staar, want dit is mooi. So moet ek en jy wees in ander se lewens. Ek en jy moet Christus se lig so weerkaats in ons lewens, dat dit ander se lewens mooi maak. Die pragtige kleure van die lewe in hulle lewens laat sigbaar word. Jesus Christus is vir ons daardie prisma. Deur hom en deur hom alleen breek die veelkleurigheid van God se liefde, van God se guns vir my en jou oop. Omdat hy ook die ligbron is in ons lewens, breek sy liefde en guns deur ons lig ook in ander mense se lewens. Dit is wat ons na buite moet uitleef en uitstraal elke oomblik van die dag. Maar in die tweede plek, in die eerste plek, baie mooi lig en kleure wat hy gee. Maar dan kyk ons ook na die wesenstaak van lig. Hoekom? Hoekom is 'n lig daar? 'n Lig is daar om te skyn, om openbaar te maak. Maar dan is 'n lig daar om ook te transformeer. Gaan sit byvoorbeeld in 'n donker kamer en sit ewe skielik die lig aan en alles rondom jou verander. 'n Lig is ook daar om te verhit, te laat groei. As ons dis Christus se lig is in hierdie wêreld, dan is my en jou wesenstaak, ons lewenstaak, om ook te transformeer. Om in en deur Christus se lig ander mense se lewens te verander. Aan te raak, positief, dat hulle die lig van Christus sal sien, sal ervaar, sal aanneem. Ek en jy moet mense se lewens transformeer. Ons moet verhit met Christus se liefde. Ons moet laat groei.
elkeen in die geloof laat groei, dat hulle Christus sal sien, sal leer ken. Dit is my en jou wesenstaak as lig. Ons moet skyn. Ons mag nie ons liggie afsit of net hier binne in ons harte vir onsself hou nie. Maar die lig van Christus is ook uniek en het onbeperkte potensiaal. Lig se potensiaal is om die duisternis te verdryf, om dit te oorwin. Ek gebruik hier die voorbeeld van gaan sit in 'n donker kamer en steek net 'n kersie op, klein kersie. En jy sien hoe die donkerte verdryf word. Ons wat die lig het, moet die duisternis van die wêreld verdryf. Die onreg, die leuns te verdryf. Die kwaadpraat, die slegpraat, die negativiteit te verdryf en weg te vat. Ons mag nie meer deel aan daardie negativiteit. Ons mag nie meer deel in die leuns en die negatiewe en die donkerte van die duisternis nie. Want dit het Paulus ons gesê. Julle was die duisternis, maar toe hom aangeneem het julle lig geword. En omdat ek en jy lig is, kan ons nie in die donker leef en ander in die donker laat leef nie. Ons moet ons lig laat skyn in hierdie wêreld. Ons kan nie anders nie. Maar dan het 'n lig, ons as ligdraers, ook 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het ook 'n taak. Ons moet ons lig laat skyn, lewe soos ligdraers. Ek dink dit is dalk een van die moeilikste dinge om aan te gryp en werklik te begryp wat dit beteken dat ek en jy 'n ligdraer is van die Here Jesus Christus. Dat ons nie meer mag leef soos ons voorheen geleef het nie, maar dat ons nou nuut leef, gefokus nie meer op myself nie of op die wêreld nie, maar gefokus op die Here Jesus Christus. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie wêreld te verhelder met ons lig. Matteus 5 vers 14 tot 16 gee vir ons nog 'n bittermooi voorbeeld van lig. Daar word dit baie mooi beskryf, as jy 'n lig aansteek of 'n lamp aansteek, gaan jy tog nie 'n emmer bo op hom sit om dit toe te maak nie. Want dan beteken daardie lig niks nie. As jy daardie lig aansteek, dan gaan jy hom bo op die emmer sit, dat hy nog hoër is, dat hy kan groter lig maak. Dit is my en jou verantwoordelikheid. Daardie lig wat Christus in my en in jou aangesteek het, mag ons nie bedek met ons eie ek, en ons eie wil, en ons eie voor- en afkere nie. Want dan beteken ek en jy as gelowige absoluut niks nie. En dan gaan daardie lig hier binne in ons dood. Ek en jy met die lig wat Christus in ons aangesteek het, moet ons laat lewe, laat sigbaar maak, deur ons daar ons vingerpunt en die tippie van ons tong, om te praat, soos Christus wil hê ons moet praat, om te doen, soos Christus wil hê ons moet doen, om te dink, te leef, te werk, soos Christus wil hê ons moet doen. Ons lewe baie keer in 'n donker en duister samelewing. En ek dink veral nou in hierdie tyd van geweldige onsekerheid, is die duisternis so maklik om ons te oorweldig. Kan ons so maklik toelaat dat die donkerte ons kom toemaak, dat ons nie meer kan hoor en kan sien wat Christus vir ons doen nie. Dat ons meer Christus se lig raak sien nie. Ons is bekommerd oor ons land, oor die ekonomie, oor mense se finansiële toestande, van besighede wat toemaak, salarisse wat gesny word, honger, mense wat nie kos het om te eet nie. Daarom is
my en jou taak as lig so geweldig belangrik in hierdie tyd. Ons is bevoorreg. Besef jy hoe bevoorreg ek en jy is omdat ons lig is, omdat ons Jesus Christus se lig is. Ek en jy kan en moet 'n verskil maak. Hoe maak ons daardie verskil? Om Christus se lig uit te leef, dit sigbaar te maak, in positiewe denke, positiewe praat, lewe te spreek, lewe te versprei. Ek en jy moet daardie verskil wees, wat die duisternis wegvat uit die lewe uit. Omdat ons in hom glo, omdat hy die bron van ons lig is. Die Here vra van ons, dat ons deur die Gees sal laat vul, sodat ons lig nog helderder sal skyn. En mag die Here ons daarin genadig wees, mag die Here ons krag gee, veral ook in ons Pinksterreeks, dat die Here ons daar sal aanraak, hierdie lig nog helderder laat skyn, voller laat skyn, mooier te laat skyn, dat ons 'n verworde wêreld, 'n swaar kry wêreld, daar buite kan lig gee, deur ons lewens. Nie ons wat dit doen nie, maar Christus wat dit in en deur ons doen. Mag die Here ons so genadig wees, en mag die Here ons so lei. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons enigste gebed in hierdie oggend is, Here, dat daardie lig wat in ons brand gesteek het, Here, dat U vir ons die krag sal gee om dit te kan uitleef, kan sigbaar maak. Here, help ons om hierdie emmer van eie geregtigheid af te gooi, van selfgesentreerdheid af te gooi, dat ons daar kan skyn, ook in ander se lewens. Dat ons daar 'n verskil sal maak, Here Jesus. Here, dankie dat ons kan weet, Here, te midde van die swaar kry wat op die oomblik om ons aangaan, dat U nog steeds in beheer bly, dat U nog steeds God is. Ons loof en ons prys U wonderlike naam daarvoor. Here, seën U ons as gemeente. Here, ons wil so graag weer skerp by mekaar kom, maar Here, dankie vir hierdie medium wat ons kan gebruik, om so kerk te kan wees. Here, ons kom bid in besonder vanoggend vir ons gemeente se finansies. Here, dat U in die grootheid en almag ook daar sal voorsien. Dankie, Here, dat ons kan weet, U is getrou. U is almagtig, U is Here. Ons bid dit, Here, dat ons weet, ons afhanklik van U is, nou tot in alle ewigheid. Amen. Vonk 82 sê baie mooi, laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre in die hemel saans. In die donker wêreld waar die lig verdwyn, skyn daar met jou liggie, al is dit klein. Vonk 82, al 3 die strofes. Kom ons sing saam en ons loof die Here en ons bid ook hierdie woorde, ook so saam tot eer van die Here.
ook in hierdie dag so in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.